Ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelvader, baie dankie dat ons as gemeente in hierdie môre na die troon van genade kan nader, dat ons weet Christus, ons ewige hoëpriester, tree vir ons in, en dankie dat die Heilige Gees ons leer hoe en wat om te bid. Here, baie keer is daar nie woorde om vir U te sê nie, maar dankie dat U ook die verlange en begeerte van ons hart ken, en dat ons vanmôre hier by mekaar is met een begeerte, Vader, dit is dat Christus in ons midde verhoog en verheerlik sal word, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ek het hierdie week baie daaraan gedink, hoe U liefde in Christus se soendood aan die kruis vir ons die grootste bewys is, dat U vir ons liefhet, Here, met 'n ewige liefde, maar ook, Here, is dit 'n duidelike bewys, dat elkeen wat Christus verwerp, God se toorn in sy volle mate sal ontvang, want die offer is gebring, die lam is geslag, en die Bybel sê dat elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe ontvang. En daarom dank ons, Vader, dat U ons U Heilige Gees gestuur het. Baie dankie dat U Gees nog steeds getuig en oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dankie dat U Gees ons lei in die waarheid. En dankie dat ons vanmôre die voorreg het om so saam te wees rondom U woord. Wat 'n voorreg, Here, om so ietsie van die hemel te smaak by die byeenkoms van die heiliges. En ons weet, Here, almal wat hier sit is nie kinders van U nie. Ons weet U bring mense na U huis en U stuur mense en mense nooi ander mense uit om U woord te hoor, hulle wat ingeskakel is op Webwoord en Facebook. Ons vertrou, Here, dat U Heilige Gees werklik in elkeen se harte inspraak sal lewer, en dat hulle wat nie sekerheid van saligheid het nie, werklik na die kruis sal vlug, en hulle wat U ken, Here, opnuut opgewonde sal raak oor die boodskap van Jesus red. Ag, Here, ons lewe in 'n donker wêreld, ons lewe in 'n wêreld waar mense in die donker rondtas, en hulle weet nie waarheen nie. En daarom het ons die goeie nuus, die evangelie beteken die blye boodskap, nie aangaande my kerk of 'n kerk nie, maar aangaande Jesus Christus, die redder. En daarom is 'n kerk belangrik, sodat ons onderrigting kan ontvang om weer hiervandaan uit te beweeg, om vir 'n verlore gaande wêreld te vertel van hierdie verlosser. Baie dankie, Here, vir elkeen se mildelike bydrae aan die gemeente, hulle wat inskakel, hulle wat deel is van die gemeente, hulle wat besoekers hier is. Here, ons eer U, dat hulle moet blymoedige harte gee vir U saak, en mag U elkeen seën met al die geestelike seëninge in Christus, terwyl U vir ons as kerkraad wysheid gee in die spandering van hierdie fondse, dat dit sal dien tot uitbreiding van U koninkryk. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Ek nooi om die woord van die Here vanmôre oop te maak by Openbaring die 3de hoofstuk. Ons gaan daar die 14de tot die 22ste vers saam met mekaar lees. Nou, terwyl U daarin blaai, net vir U noem, waar trek ons op die kaart? Ons is hier by die laaste gemeente, die gemeente van die Laodiceense. Ons gaan bietjie vanmôre oor hulle praat. Ons het vir U gesê dat die boek Openbaring word aangedui deur hierdie boekrol, en ons gaan so bietjie na hierdie boodskap van vanmôre so bietjie die pas vinniger maak, deurdat ons gaan praat oor die wegname van die kerk van die Here, vir U bietjie wys dat Openbaring 4 tot 19 lees ons nooit van die kerk van die Here Jesus op aarde nie. Ons lees van die kerk van die Here Jesus en ook hierdie gemeentes wat verteenwoordigend is van die kerk van die Here Jesus, en dan sien ons by Openbaring 4 die kerk in die hemel verteenwoordig deur die 24 ouderlinge, soos ons sal sien, en dan hoofstuk 5, hoe die seels oopgemaak word. Ons gaan bietjie daarna kyk, die basyne, persone, skale, en bietjie praat oor hierdie groot verdrukking. Nou, hoef nie benoud en bekommerd te wees nie, daar is soveel boodskappe wat op YouTube uitgaan, op Facebook, op WhatsApp, en elke ou het sy opinie oor wat aangaan. Dis nou weer Rusland, en dis nou weer die hot topic. Verskoon asseblief die Afrikaans. Maar ek wil vir U sê, ouens gryp na elke grashalmpie. Dit was eers die bloedmane en die rooi mane. Toe was dit die kredietkaart en die smartkaart, en toe was die reiskorrel onder die hand, en mense is besig om mense te verwar. Nou, ek poog om U nie te verwar nie, maar om die woord binne konteks vir U te verklaar, waarvan Openbaring 'n boek is, wat ons na moet kyk. Ons kan nie die boek Openbaring toehou nie. Die Here sê die boek Openbaring is 'n openbaring. Nie van mense se spekulasies oor wat hulle dink gaan gebeur nie. Ek gaan vir U sê in die boodskappe wat kom, daar's al honderde voorspellings gemaak oor die wegname van die Here,
en oor sekere gebeurtenisse wat op die wêreldfront plaasgevind het. En vriende, ons gaan nie spekuleer nie. Ons gaan poog om getrou aan God se woord vir u deur hierdie boek te vat, en daar is sekere plekke waar ek vir u gaan sê, luister, hierdie is vir ons verborge. Daar is dinge wat ons nie alles gaan verstaan nie, en as u miskien in hierdie môre dink, maar hierdie predikant is swak opgelei, dat hy nie alles kan verklaar nie, dan wil ek vir jou vra, gaan lees vanmiddag Deuteronomium 29 vers 29, en daar staan die verborge dinge is vir die Here onse God. Maar die geopenbaarde ding is vir ons en ons kinders, en ek wil vir u sê, daar is altyd 'n misterie rondom God wat ons nie kan verstaan nie, want ons het so pas gesing, ewig onbegryplik wese. Vader, Seun en Heilige Gees, Here, leer my u ken al beter, u gehoorsaam kind te wees. Daar is sekere dinge wat vir ons net te groot is om te verstaan. En as u bietjie 2 Korintiërs 12 gaan lees, die apostel Paulus wat weggeruk is tot aan die 3de hemel, hy sê hy het onuitspreeklike dinge gehoor, wat hy nie eens kan uitspreek nie. Hy kan nie vir ons sê wat hy gesien en gehoor het nie. Daarom wil ons nie spekuleer daaroor, en u moet tog asseblief nou nie al die boeke koop wat koemboeke verkoop, van Piet wat na die hemel toe was, en toe sien hy die perd wat praat, en die bok wat spring, en Jesus wat vis vang in die see daar, en al hierdie snert wat hulle deesdae opdis, en die Heilige Gees dans wat die Here vir hulle in die hemel leer, en die nuutste op Sit-Rof se program, hoe iemand by die troonkamer afgeluister het, wat God die Vader en Seun praat, oor die toekomstige gebeure. Ons is nie besig met hierdie snert nie. Justin Peters, ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat, het 'n paar DVD's vrygestel wat sê, why charismatics are so weird. En ek wil vir u sê, baie van die goed wat hulle sê is regtig verspot. En dit bring mense by die punt waar hulle sê, ons stel nie belang aan Christenskap nie. Want kyk waarmee is hulle besig. En ek wil vir u in hierdie môre sê, my begeerte is om die Here te verheerlik, deur sy woord binne konteks te verklaar. Daarom vra ek dat u vir my sal bid, terwyl ek vir die Here sal vra vir getrouheid, om vir u te sê, so sê die Here. En as u ooit 'n vraag het, moet nooit skroom om te vra nie. Vra asseblief met groot liefde, en ons sal vir u die vraag probeer beantwoord. Kom ons lees saam Openbaring 3, vers 14 tot 22. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ek wil vanmôre met u praat, as teks van oordenking, die 16de vers, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. En ek wil vanmôre met u praat oor die tema, hoe lyk 'n kerk of 'n gemeente wat God siek maak? Hoe lyk 'n kerk of 'n gemeente wat God siek maak? En onder sal u sien, Laodicea se naam verskyn daar, die laaste gemeente voor die wegname van die kerk van die Here Jesus. Nou vriende, ek dink ons trek al by ons 14de of 15de of 16de boodskap in die reeks. Ek kan ongelukkig nie alles herhaal wat ek al reeds gesê het nie, maar net so iets, ek het vir u gesê, hierdie gemeentes het werklik bestaan, maar is ook typerend van die gemeentes wat ons tans reg deur die geskiedenis sien. Gemeentes en kerke wat gekom en gegaan het, en dan ook die tydsaspek wat daaraan gekoppel is. En ons kan met redelike sekerheid sê dat ons nou
in die tyd van die Laodiceense lewe of die Laodicea gemeente. En ons gaan bietjie met u vanmôre praat daaroor. Die kerk wat bekend staan as die tyd van menseregte, die tyd waarin elkeen gemaak en gedoen het soos hy goed gedink het. Ek wil hierdie boodskap begin deur so net kort gedagte of illustrasie vir u te gee van iets wat ek gehoor het so tyd gelede. Daar was 'n sekere akteur gewees wat so tyd gelede nominasies gekry het vir hierdie Golden Globe toekennings vir goeie akteur of beste akteur van die jaar. En by hierdie besondere geleentheid het hy 3 van hierdie toekennings ontvang. En terwyl hy op die verhoog staan en sy toespraak moet lewer, toe sê hy die volgende, hy sê hierdie toekenning is vir die Here. Hy sê hierdie toekenning is vir die duiwel. Hy sê hierdie laaste een is vir my en nou is almal gelukkig. En u weet mos nou hoe daardie klompie skapies is, almal klap hande vir hierdie fantastiese akteur wat deur mense geprys word terwyl God nie eintlik veel dink van sy toespraak nie. Waarom sal ek begin om vir u hierdie illustrasie te vertel en hierdie verhaaltjie te vertel om die boodskap in te lei? Want u sien, dit was die probleem in die gemeente van die Laodiceense. Dit was 'n gemeente gewees wat almal gelukkig wou gehou het. Hulle wou God tevrede gestel het, hulle wou die duiwel tevrede gestel het en hulle wou mense tevrede gestel het. Hulle het my baie laat dink aan hierdie nuwe brood wat jy kry. Die best of both sides. Het jy hom al gehoor? Het jy hom al geëet? Hulle sê hy lyk soos 'n wit brood. Hy het die voedingswaarde van 'n bruin brood en jy kan hom koop teen hierdie bedrag en jy sal 'n baie gesonder mens wees. Nou hierdie mense het godsdiens gepraat. Hulle het kerk bygewoon, hulle het 'n kerk gebou gehad soos ons, hulle het saamgekom op die opstandingsdag. Hulle het finansiëel floreer. Daar was baie dinge wat hulle gedink het goed was en reg was en waaroor die Here tevrede was. Maar die aankondiging kom dat die Here hulle uit sy mond wou spieg. Nou hierdie woordjie spieg, in die Engels is die woordjie vomit. Nou ons almal ken hom, nê? En ek hoor nou onlangs wat daar weer van ons gemeentelede wat so bietjie onstuimige maag gehad het en dan gewoonlik begin dit wanneer 'n mens braak en dan ken ons mos die res wat volg. Nou die Bybel sê dat die Here baie duidelik dit stel dat hierdie gemeente hom naar gemaak het. Dat hy hulle wou uitspuug. Daar was vir hom geen behaag in hulle wyse van aanbidding en die manier waarop hulle kerk gehou het nie. U sien vriende, in die Christelike godsdiens bestaan daar nie so iets soos die beste van albei wêrelde nie. Die kerk is gereserveer vir die boodskap van Christus. Hierdie is nie 'n ontspanningsplek nie. Hierdie is nie 'n plek waar ons mekaar vermaak nie. Die kerk is nie 'n plek waar ons mekaar probeer oortuig van sekere sieninge en dan saamkom en dan so bietjie gesels oor wat is jou siening oor die Bybel en wat is jou siening oor die Bybel nie. Ons is hier om binne die raamwerk van God se woord vir u te sê wat God se gedagte is, sodat u en ek ons lewens kan inrig om hom te verheerlik. Want luister, hy is tog die een wat eendag van ons rekenskap gaan eis. Daarom is hierdie uur wat u hier gaan sit, nie 'n vermorste uur nie, maar juis 'n kosbare geleentheid waar u ore kan spits, u ore kan draai en kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Baie interessant is dat hierdie gemeente die enigste gemeente is waaroor die Here niks goeds te sê gehad het nie. Al die ander gemeentes was daar ietsie goeds wat hulle gedoen het. Daar was goeie werke gewees, daar was mense wat die Bybel sê gepoog het om die evangelie te verkondig. Maar hierdie gemeente die Here niks goeds te sê oor gehad nie. En dit was nogal vir my skokkend om te dink dat ons 'n tyd beleef waar die Here by baie kerke vandag staan en hy staan buite die deur en hy klop. Die naam van die kerk staan nog daar, die mense sit nog binne, maar die Here is nie meer welkom in sy eie kerk nie. En dis, vriende, 'n saak waarna ons vanmôre moet kyk om vir u te wys hoe ver ons gevorder het op die tydshorlosie van die Here. En hoekom ons vir u kan sê dat sy koms elke dag 'n dag nader is en ons sien dit aan dit wat om ons besig is om te gebeur.
Die 4 gedagtes waarna ons gaan kyk is die aankondiging van die een wat alles weet. Ons gaan kyk na die ware toedrag van sake in hierdie gemeente van die Laodiceense. Ons gaan kyk na die oproep tot bekering, altyd God se genade wat mense oproep tot bekering, en dan die belofte aan die oorwinnaars. Ons val dadelik weg met die aankondiging van die een wat alles weet. Ek lees vir u vers 14, en daar staan en skryf van die engel. Nou, u weet al, die engel is ek, nee, die predikant, of elke predikant, of leraar, of een wat die boodskap moet verkondig. Nou, die engel, die gedagte wat Johannes hier wil deurgee, was om aan die leier te sê, gaan sê wat die Here vir die gemeente wou sê. Daarom is predikante vandag nog boodskappers van die Here, of veronderstel om te wees. En daarom sê die Here, broeders, moenie baie leermeesters wil wees nie, want hulle sal 'n groter oordeel van God ontvang. Daarom, as ons kyk, die betekenis van die woordjie engel is maar boodskapper, een wat die boodskap moet verkondig. En die Bybel sê, skryf aan die leraar of die leier van die gemeente van die Laodiceense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. So met ander woorde, wat moes hierdie leraar gedoen het? Moes hy sy opinie gaan oordra het? Moes hy sy gedagte aan die gemeente gaan oordra het? Nee. Die Here verskyn aan Johannes op die eiland Patmos. Hy sê, gaan sê vir hierdie leraar wat die Amen, die waaragtige getuie vir hulle wou sê. Nou, Amen beteken eenvoudig, laat dit so wees, of wat gesê is waarheid, om bevestigend te antwoord, of 'n vaste versekering. Die getroue en waaragtige getuie, die leraar gee nou 'n vaste, 'n sekere en absolute korrekte boodskap aan die gemeente, 'n boodskap van God self, uit die hart van God, en daarom moes hierdie leraar dit presies oorgedra het, soos God dit van hom gevra het. U sien, vriende, die kansel is gereserveer vir, so sê die Here. Ons as eenvoudige mense poog om deur ons studie van die woord vir u te sê wat God op sy hart het. En daarom het u nodig om te hoor en dan te reageer op dit wat die Here dan van u en ook van my vra. Baie interessant, as ons gaan kyk na 2 Korintiërs 1 vers 20, staan daar, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. So as hierdie leraar vir hulle wys op hulle sondige toestand, en hy roep hulle op tot bekering, en dat daar vir hulle beloning sal wees as hulle bekeer tot God, is dit woord van God, wat hulle moet gehoorsaam ten einde God te verheerlik. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Met ander woorde, daar is geen onsuiverheid of onwaarheid in Christus te vind nie. Ons gaan bietjie later in die boodskap praat oor die tendens van ons tyd en hoe baie gereformeerde en evangeliese kerke besig is om weg te beweeg van die waarheid van Jesus Christus. Maar wat die aankondiging hier is, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie. Met ander woorde, ons kan ook vanmôre in hierdie gemeente in Benoni ons oordraai om te hoor wat God vir ons wil sê in hierdie gemeente vanmôre, want sy woord is die absolute waarheid. Nou vriende, ons kyk bietjie verder wat die Here vir hulle wil sê. Hy sê, hy is die begin van die skepping van God. Nou hier is 'n baie interessante gedagte, want daar is baie mense wat sê, sien jy, die Here is geskape, Jesus is geskape. Hy is nie ewig, hy is nie God wat mens kom word het nie, want die Bybel sê hy is die begin van die skepping van God. Met ander woorde, hy is die eerste een wat gebore is. Is dit wat die Bybel vir ons wil leer? Verseker nie, en ek gaan hier nou skrif met skrif verklaar dat hierdie gedagte eenvoudig is, dat Jesus Christus van ewigheid af is. Hy is die outeur, hy is die skepper, en hy is die onderhouer van sy skepping. Nou waarom Johannes dan ook hierdie waarheid van God aan die gemeente deurgee, is in die gemeente Kolosse, wat nie baie ver was van die gemeente van die Laodiceense nie, was daar 'n groep met die naam van die Gnostieke. Nou, u het al gehoor van Gnostisisme. Dis maar besig om weer te herleef onder die nuwe hervormers, die sogenaamde Sakkie Spangenberg aanhangers, wat nou ewe skielik 'n ou dwaling 'n nuwe baadjie gee, dan dink hulle is verskriklik goed en slim, en almal prys hulle. Almal wat die Here nie ken nie, prys hulle.
En as u gaan kyk wat se dwaasheid hulle kwytraak, dan verstaan jy nie hoe voor hulle 'n naam, 'n professor en 'n dokter en verskillende titels kan staan nie. Want die Here self sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Ek sê nie so nie. God se onfeilbare woord sê so. Nou hierdie gnostieke het gesê dat hulle verhewe kennis het. Hulle het bonatuurlike kennis gekry. En God het aan hulle kon wys dat Jesus nie werklik God was nie. Hy was 'n sondige geskape wese. En as u nou al die detail rondom hierdie dwaling gaan bestudeer, sal u agterkom dat die gnostieke en hierdie gnostiese dwaling eintlik vir die kerk van die Here Jesus 'n bedreiging was. En dat die apostels gereeld oor hierdie saak gepraat het om mense te wys op die dwaling daarvan. Johannes kom in Johannes 1 vers 1 en hy sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ek het vir u by die bid hier Woensdag gesê, die Here is nie die Bybel nie. Jesus is nie die Bybel nie. Die Bybel sê hy is die laaste woord van God. Met ander woorde, in die Ou Testament het die Here deur die profete gepraat, vandag praat hy deur sy seun. Wat sy seun gesê het is in die Bybel opgeteken en ons moet die Bybel net lees. Wat vir my so ongelukkig maak is dat mense met jou wil redeneer uit die Bybel, maar het nog nie eens die Bybel gelees nie. Hulle het hier en daar 'n versie gehoor wat iemand gesê het, wat hulle mee saamstem, maar hulle wil nie die Bybel in konteks gaan lees nie. En ek wil vir u sê, daar is vandag baie sulke groepe. Ons dink maar aan die Jehova Getuies, ons dink aan die Mormoonse kerk, aan Islam. Almal het 'n idee van Jesus, maar is nie die Bybelse idee van die Here Jesus Christus nie. Wie is Christus? Die Christus van die Bybel. Hy is die ewige skepper, wat van ewigheid af was. Hy hou alles in stand deur die krag van sy woord. Hy is die heilige in ons midde, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So wat beteken dit? As Johannes sê, hy is die begin van die skepping van God. Dr. Adam Clarke skryf, hy sê, the beginning of the creation of God. That is the head and governor of all creatures. The king of the creation. Dis wie Christus is. By his titles here, he prepares them for the humiliating and awful truths which he was about to declare, and the authority on which the declaration was founded. So as Johannes sê, dit sê die een wat die begin van die skepping van God is, dan sê Johannes, die outeur van lewe, Jesus Christus, het 'n boodskap om aan sy kerk oor te dra, en sy autoriteit lê daarin, dat hy van ewigheid af was, is en sal wees. En daarom het ons die oordraai na hom luister. Dit is vir my so interessant, dat die aanval vandag gerig is teen die Here Jesus Christus. Ek het vir u nou genoem van die Jehova Getuies, die Mormoonse kerk, Islam en baie ander kerke, wat die godheid van Jesus Christus uitdaag. Nou wie kan gou vir my sê, wie daag nog die godheid van Christus uit? Is dit nie maar die teoloë deesdae, by ons groot, blanke, Suid-Afrikaanse universiteite nie? Ag, kom ons noem 'n naam of twee. Dr. Ben de Tooy, wat professor is, wat nou tot nuwe lig gekom het, dat hy nou godsdiens verwerp het. Oom Sakkie Spannenberg, hy is baie naby aan die dag wat hy voor hierdie God gaan staan, wat hy nou verwerp. Ou Abel Pinaar, wat baie te sê het oor God. En ek het nou dag vir 'n man gesê, het nou baie te sê oor God. Want jy lewe nou gemaklik, en jy's so half in hierdie gemaksposisie, maar dan gaan 'n dag aanbreek, dat hierdie God wat jy ontken, van jou rekenskap gaan eis. Ek weet nie of u al die boek, die Trojaanse perd in die NG Kerk gelees het nie, hoe hierdie teoloë die godheid van Jesus Christus uitdaag, en hom gelykstel aan ander gelowe se leiers, en se godsdienstige persone, soos Mohammed en Boeddha, en al hierdie dinge. Die DVD wat gemaak is, word die hart van die evangelie uitgeruk, is 'n man wat in gesprekke gesit het, in aanbiedings wat hierdie teoloog gemaak het, om die godheid van Jesus uit te daag, en van hulle het boeke geskryf waar hulle sê, dat Maria verkragt was, en dat Jesus eintlik 'n buiteegtelike kind is wat gebore is. Dis die teoloog wat ons predikante oplei, wat op kansel staan vandag, om te sê, so sê die Here. Wil u weet waarom Suid-Afrika sit waar hy sit? Wil u weet waarom die wêreld sit waar hy sit? Omdat Jesus Christus nie meer welkom is in sy kerk nie. Ek wil vanmôre vir u sê, as u 'n ander boodskap soek,
As u 'n boodskap soek waar al hierdie goed geakkommodeer word en al hierdie godsdienste geakkommodeer word, gaan jy dit nie hier kry nie. Hier sê ons wat die woord sê dat God 'n drie-enige God is. Hy het hom bekend gemaak, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons verstaan nie altyd alles in ons verstand nie, maar deur die woord sien ons baie duidelik hoe God homself bekend gemaak het in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ewige, die een wat alles in stand hou deur die krag van sy woord. Hy sê self, ek is die Alfa en Omega, die Griekse alfabet, Alfa, Omega, begin, einde, eerste, laaste. Dis asof die Here vir ons wil sê, as julle nie eerste keer gehoor het nie, gaan ek dit vir julle weer sê. As julle tweede keer nie gehoor het nie, dan sê ek dit 'n derde keer. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ek lees gou vir die Kolossense 1 vers 15. Christus is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskapye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie glo dat Jesus Christus God is nie, dan kan jy nie 'n kind van God wees nie. So maklik soos dit. Hy is nie net een van baie gode nie, hy is God wat mens kom word het. Hy het die Vader aan ons kom verklaar. Hy was van ewigheid, hy het in tyd gekom, hy het gesterwe omdat hy die sondeloos volmaakte was, hy het opgestaan uit die dode, hy sit aan die regterhand van die Vader, en daarom kan ons ook met blymoedigheid sê, ons wag vir sy koms, dat hy ons kan neem om vir ewig by hom te wees. Nadat God baie keer en op baie maniere, Hebreërs 1 vers 1 tot 3, in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Daarom eer ons Here Jesus, hy wat die aankondiging maak vir sy gemeente, hier in Laodicea, om vir hulle te sê, luister, ek is die ewige, en wat ek sê is waaragtig, en daarna moet julle luister. Die tweede gedagte, wat was die ware toedrag van sake? Nou dat die aankondiging gekom het, dat die Here Jesus self vir sy kerk iets wil sê, nou kom Johannes en hy gee die boodskap deur wat die ware toedrag van sake in die gemeente van die Laodiceense was. Vers 15, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek uit my mond spieg. Want jy sê, let op die woorde, jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. U sien hierdie gedagte, ek ken jou werke, is wat die Here eenvoudig vir hierdie gemeente wil sê. Hy kyk nie net na hulle uiterlike vertoon nie, maar hy kyk na die motief van hulle hart. U sien, daar is baie mense wat uiterlike vertoon lewer, maar hier diep in hulle hart weet hulle en God weet dat hulle die Here nie dien nie. Ek en my gesin is besig met die profeet Sagaria, en is presies die Here se aanklag teen sy volk, dat hulle uiterlike godsdiens bedryf, maar innerlik is hulle harte ver van die Here. Daarom het hulle nodig dat die Heilige Gees 'n werk in hulle harte sal doen, sodat hulle die Here sal dien van binne na buite. Was dit nie die probleem in die tyd van die Here Jesus met die geestelike leiers, die Fariseërs, die Sadduseërs, die wetgeleerdes en al daardie manne? Die Here sê vir hulle, Matteus 23:27, wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbeen en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Ek onthou 'n gesprek wat ek so 'n paar jaar terug gehad het met 'n man wat baie prominent in sy kerk was. Dit is een van hierdie kerke waar jy deur sekere stadiums gaan. Nou, ek wil vir u sê, in die Christelike lewe is daar 2 stadiums, ongered, gered.
En dan moet jy die lewe en die pad van heiligmaking stap tot jy doodgaan. Maar hierdie ouens het deur rituele gegaan, en dan op 'n sekere vlak het jy nou na 'n tempel gegaan, en dan het jy nou sekere heilige onderklere gekry, en weet nie of jy heilige kam en borsel gekry het nie, maar hoe dit ook al mag sê, 'n lieflike man, wat ek ontmoet het. En toe ek nou verneem, hy praat ook van Jesus, en hy praat van God, en hy doen 'n mooi gebed as 'n mens saam eet, en ek besluit die dag, ek gaan hom bietjie uitvra oor sy godsdiens. En hierdie sagte oom, klein, liefdevol, my altyd met hartlikheid ontvang. Toe ek hom begin vra oor sy godsdiens, wil ek vir u sê, toe skrik ek amper. Daardie man se absolute vyhandigheid. Daardie, hoe durf jy my vra oor my godsdiens? En wat wil jy weet oor my godsdiens? En toe kom ek agter, hier is lig en duisternis aan die werk. Hierdie man het 'n uiterlike vertoon van, om mense half te begoogel met sy mooi gesindheid, maar diep binne sy hart, ken hy nie die God van die Bybel nie. Ek dank die Here, ek kon daardie dag met hom evangelie gedeel het, en ek wil vir u sê, dit is hartseer om te sien dat ons vandag met dieselfde probleem sit. Mense sal mooi praatjies praat, maar as jy vir hulle vra oor, is jy werklik kind van God, behoort jy aan die Here, weet jy wie Christus is, besef jy het aan die kruis gesterf vir jou sonde, het jy 'n nuwe lewe ontvang, raak selfs kerkmense en gemeentelede met jou ongemaklik. Waarom is dit so? As Jesus iets in my siel gedoen het, kan enige een van julle my enige tyd in die dag of die nag daaroor vra, en ek sal getuig oor sy grootheid. Nie oor my nie, oor hom wat by magte was om my uit die duisternis na die lig te bring. U sien, die Here sê hy ken ons werke, want hy sien ons harte raak. 1 Kronieke 28:9 sê Dawid aan sy seun, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagte. Jeremia 17:9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy wee volgens die vrug van sy handelinge. U sien, hierdie gemeente sê, ek is ryk en het verryk geword. Hulle het 'n opinie oor hulle self gehad. Hoeveel van ons sit miskien vanmôre en ons sê, dis alright met my man, ek is nie te bad nie. Ek is ook nou nie 'n engeltjie nie, hoor, onthou dit nou nie. Ek wil net vir jou so sê, net voor jy vra, ek is nou nie 'n engeltjie nie, maar ek is dan nie so sleg soos die ou langs my nie. Dis nie wat ek jou vra nie. Ek vra vir jou, en ek vra dit vir myself. Waar begin jou Christenskap? Uiterlik? 'n vertoon te lewer, of kom dit van binne in jou siel? Waar jou hart en jou wese sê, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy. Dis ware Christenskap. Jy sien, hierdie mense sê, ek is ryk en het verryk geword. Nou sê die Here vir hulle, julle is nie koud of nie warm nie. Wat bedoel die Here? Nou as jy gaan kyk na die geografiese samestelling, dan sien ons dat daar 2 nabygeleë dorpe was. Die dorp van Kolosse, nou en die dorp van Hierapolis. Nou Kolosse het heerlike koue waterbronne gehad, waaruit mense gedrink het, en Hierapolis het warmwaterbronne gehad, waarin mense gaan lê vir genesing. Nou ons ken mos die warmwaterbronne, né? Gaan lê jy daar so, dan vergeet jy van die wêreld, en van alles, en dan daarna gaan drink jy 'n koue Coke, nou nie water nie, maar die gedagte is, die koud en die warm, was die 2 naburige dorpe, sy uitstaande kenmerke, die koue waterbronne en strome, en dan ook die warmwaterbronne vir genesing. Nou in Laodicea was dit anderste. Hulle het 'n pypleiding gehad, wat water na hulle dorp toe gebring het. Amper soos randwater, né? En ek dink die water was ewe vuil. Want ek hoor, ons mag nie meer die water drink nie, pas op. Hulle sê dat alles nou ingespoel in daai water, wat jy nou uit die kraan uit drink. Maar dit daar gelaat, ons gaan nie nou oor randwater en oor al die water hier by ons praat nie. Die Here sê vir hierdie gemeente, julle is nie koud nie, julle is nie warm nie. Was julle maar koud of warm? U sien, hierdie waterleiding wat hulle gehad het, hierdie pypleiding, het water aangebring in die dorp, en teen die tyd dat hierdie water in die dorp aangekom het, was dit bruinerig van kleur, en dit was lou gewees, soveel so dat as 'n dorstige mens na hierdie water gegaan het, en 'n sluk daarvan gevat het, het hulle dit uitgespoeg. Het was walglik gewees. Dit is amper soos warm Coke.
Warm Coke is nie lekker nie, maar yskoue Coke is 'n treffer. Daarom is dit die grootste verkoper in die wêreld. U sien, die Here sê vir hierdie gemeente, julle proef vir my, soos lou water, wat bruin geword het. Julle het nie warm, julle is nie koud nie, julle is lou, en daarom sal ek julle uit my mond spieg. Daarom sê Deuteronomium 5:29, dis al 'n Ou Testamentiese beginsel wat die Here kom leer het. Ag, as hulle maar so hard gehaat het, om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou. Met ander woorde, hierdie gemeente het presies gestoei met dit, wat die Here alreeds vir sy volk Israel in die Ou Testament gesê het. Moet my nie dien met 'n halfhartige hart of 'n halfhartigheid nie. Psalm 81 vers 12 tot 14, ek gaan nie alles lees nie. Maar vers 12 sê maar my volk het na sy stem, of na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Vers 14, ag, as my volk maar na my wou luister, Israel in my weë wou wandel. Dis die hartseer verhaal van die gemeente in Laodicea. Hulle het by mekaar gekom, daar was 'n uiterlike vertoon gewees, die Here wat in die harte kyk, sê luister, ek wil julle uitspuug, want julle is walglik vir my, omdat julle die naam dra dat julle kerk van Jesus is, maar daar is nie veel van Jesus in die kerk nie. U sien, hulle eie opsomming was gewees, ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ag, volg maar saam, ek hoop nie, jy gaan aanstoot neem nie. As jy aanstoot neem, stuur net vir my SMS hier, dat ek het kan weet. Maar ek wil vir u sê, ek het gedink aan die kerk van vandag, die deursnee kerk, alle kerkdenominasies, wat gaan aan in die kerk vandag? Het die kerk nie maar verander in 'n besigheid nie? Is ons nie maar besig om die evangelie te verkoop aan mense vir 'n geldjie, en ons sê vir hulle wat hulle wil hoor, om net mense se finansies in die hande te kry nie? Ag vriende, is daar nie maar onder ons hierdie tendens om te luister na die TV-predikers en onder andere die TBN-predikers wat vir ons kom leer dat God skuld ons, en as ons die Here ken, is hy die koning van die heelal, ons is sy kinders, en hy gee vir ons uit sy rykdom alles wat ons nodig het. U kan maar kyk en u kan maar hoor en luister na manne soos Benny Hinn, Creflo Dollar, Kevin Copeland, Joel Osteen, Joyce Meyer, Paula White, Stephen Furtick, John Hagee, die Hillsong mense, die Bethel, ons kan sit Rof se program, die Supernatural, u kan hy goed gaan kyk, dis alles uit die bose. As ek te erg in my uitspraak, gaan luister Justin Peters se video's wat hy maak oor Why Are Charismatics So Weird. Gaan luister na wat hulle sê, en luister wat hulle doen, en jy sal sien hulle aanbid 'n vreemde God. Luister, moenie dink almal wat Jesus se naam noem, met Jesus besig is nie. Dis 'n vreemde godsdiens. Kom ons gaan verder. Die LGBTQ plus beweging, wat in die gereformeerde kerke vandag veld wen, in die charismatiese kerke veld wen. Wat is die LGBTQ beweging? Dit is die lesbiese, gay mense, die biseksuele, die transgenders, die mense wat net pleinweg weird is. Almal is gekoop deur Jesus. En kom aanbid in my kerk, is baie welkom. Luister vriende, as hulle die evangelie hoor en hulle kom tot bekering, is hulle welkom. Ek het eendag vir 2 lesbiese vroumense wat hier gesit het, en mekaar hier bevoel en bevat het aan my gemeente na die tyd gesê, die laaste keer, dat julle na hierdie kerk toe kom, en hierdie gemeente kom besoedel met julle boosheid. Julle kan apart kom sit van mekaar, en die evangelie hoor, dat julle gered kan word, maar julle gaan hierdie kerk kom besoedel met julle boosheid nie. Dis wat die gemeente in Laodicea moes hoor, dis God se gemeente. Dis nie die land se gemeente nie. Dis nie die EG Kerk se gemeente hierdie nie. Dis God se gemeente, onder die vaandel van die EG Kerk. Die menseregte, wat vandag voorrang geniet, sielkundiges wat vir ons volkom leer, juist die middelpunt van hierdie samelewing, alles wentel en draai om jou, luister, alles draai nie om jou nie. As die Here jou suurstoppypie toedruk, is jy dood. Met baie liefde gesê, jy word kompos. Dis nou jou liggaam, wat jy so vertroetel en baie geld aan spandeer. Dit gaan oor jou siel. Want as jy sterf, gaan jy voor die lewende God staan, om van hom rekenskap te gee.
Ag, jy kan maar gaan kyk na die deursnee kerk. Jesus staan buite die deur en hy klop. Hoekom? Hoekom klop hy buite sy kerk se deur? Want die kerk het 'n besigheid geword. Dit gaan oor gesondheid, rykdom. Dit gaan oor hoe kan ons by mekaar maak, hoe kan ons almal akkommodeer. Luister, die kerk is nie Santam se multiplex Sambreel nie. Ons bring die goeie nuus, dat selfs die LGBTQ redding in Jesus kan ontvang. Ons sien hulle nie as weird nie, ons sien hulle as sondaars. Ons dink aan die kerke wat deesdae, en jy het nou gehoor van die nuwe kerk wat gestig is, die Sopie kerk. Die Sopie kerk is nou, as jy alkoholist is, kan jy met vrymoedigheid gaan sonder om enigstens geviktimiseer te word, en as toegang kry jy ou glasie. Net om jou senuwees te kalmeer, dat as daar dalk 'n willepredikant opstaan, soos hierdie een vanmôre, dat jy gekalmeer en gerelax kan wees, en dan die erediens kan geniet. Daar is te veel kerke wat vandag almal akkommodeer, maar Christus, wat sy lewe gegee het, is nie meer welkom in sy eie kerk nie. As jy vanmôre so kerk is, haal die naam kerk af, sit daar op sosiale byeenkomsplek en doen wat jy wil. Maar weet, God gaan van jou rekenskap eis. Die oproep tot bekering. Altyd die goeie nuus, altyd goeie nuus. Die Here gee nie net vir ons die slegte nuus, hy gee net vir ons altyd die sonde wat hy uitwys nie. Dis wat ek vir die wêreld wil sê. Dis die boodskap wat ek wil uitpasyn aan al hierdie kerke en al hierdie denominasies wat met hierdie vreemde goed besig is. Kom by Jesus uit. Hy sê in Openbaring 3 vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Ek wil net vir u noem, hierdie koop gaan nie oor dat ek my saligheid kan koop nie. Ek gaan nou vir u verduidelik volgens wat die Ou Testament sê en wat Johannes in die Nuwe Testament hier gebruik, hoe dit by mekaar uitkom. Maar kom ons lees net eers. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Jy sien, hierdie was 'n baie ryk gemeente. Baie interessant is dat hulle geweldige rykdom beleef het, of voorspoed beleef het wat rykdom aanbetref. Hierdie mense was mense wat op hulle finansies staat gemaak het en gesê het, maar God se seën is oor ons, daarom het ons so baie. Is dit so? Dan is die moslems van die geseëndste mense op aarde. Dan is die Mormoonse kerk, wat 'n valse kerk is, van die geseëndste kerke op aarde, want hulle is van die rykste. Rykdom is baie keer God se oordeel oor mense. Want rykdom gaan kos, dat mense die hemel mis. Daarom sê die Here, beswaarlik sal 'n ryk man in die koninkryk van die hemel ingaan. As jou rykdom jou besit, loop jy die gevaar dat jy God se hemel gaan mis. Daarom gebruik ons rykdom om God te verheerlik. Maar wat is hier die goud, wat die Here sê moet hulle van hom kry? Eenvoudig die evangelie, wat vrymaak van sonde. Is dit nie pragtig nie, want die Here sê in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, julle is nie gekoop deur silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van die lam. U sien, die bloed van Christus is meer werd as geld, as rykdom. Daarom sê die Here, ek raai julle aan om by my te kom kry, die ware vrymakende evangelie. Baie interessant, die gemeente van die Laodicense was bekend vir 'n swart tipe wol wat hulle geproduseer het, en hulle het 'n swart kleed gemaak, en die Here sê, luister, kom vervang hierdie swart kleed met die kleed van geregtigheid, die kleed van reine, die wit kleed wat die Here vir ons wil gee, die onbesoelde kleed. Want jy sien, wanneer ons gered word, dan kom bekleed die Here ons met sy geregtigheid. Baie interessant, die oogsalf, hierdie plek was bekend vir hulle mediese skool, en het 'n oogsalf gehad, en mense het van heinde en verre gekom hierdie oogsalf te koop, om die oogprobleem wat daar was op te los, en die Here sê, kom na my, dat ek julle die Gees sal gee, wat julle verligte oë van die verstand sal gee, om die waarheid van die woord te sien. Jy sien, hierdie gedeelte is maar net afkomstig van wat die Here al reeds in Jesaja 55 vir sy volk gesê het. Ek lees vir die vers 1 tot 3. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Nou,
Klink dit nie vir u bietjie vreemd nie? Wie geen geld het nie, kom koop en eet. Wat probeer die Here vir hulle sê? Ryk en arm, maak nie saak nie, kom, dis verniet, ek gee vir julle. Kom na my toe, almal wat dors is. Hy sê vers 4, waarom weeg julle geld af wat geen brood is nie en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van Dawid. Vriende, ek wil vanmôre vir u sê, daar is een pad na God. En dis deur Jesus Christus alleen. Ek kan nie Peter aan die evangelie nie, ons kan nie byvoeg nie, ons kan nie wegvat nie. Jy's of vanmôre bekleed met sy geregtigheid, hy het of jou oë gesalf met die waarheid om te sien, of jy's vanmôre nog in die duisternis. En jy tas rond en jy aanvaar alles wat oor jou pad kom, as maar dit is in die gesindheid van liefde. Ek het gister 'n boodskap geluister oor, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Die Here sit nie daar 'n verbod op, dat ons moet waarsku nie. Hy sit nie 'n verbod daarop, dat ons mense ernstig moet waarsku oor die waarheid en die leuen nie. Maar dit gaan oor eenvoudig, as jy ander waarsku jouself. Ek kan nie vanmôre vir u sê, bekeer u tot die Here, en ek is eintlik maar een wat hande vat met al die vreemde godsdienste in ons land en wêreld nie. U sien, die Bybel leer vir ons dat, in Openbaring 3:19, almal wat ek lief het bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou, ek staan by die deur en ek klop. Wat wil dit vir ons eenvoudig sê, vriende, dat die Here ook 'n verantwoordelikheid op ons geplaas het. En ek sê baie keer vir mense, ek sê dikwels vir hulle, dan vra hulle vir my, ek weet nie of ek 'n kind van die Here is nie. Dan sê ek, maar mos nie moeilik om dit uit te sorteer nie. Gaan op jou knieë. Bely dat jy jouself nie kan red nie. Dat daar 'n redder buite jouself is. Sy naam is Jesus Christus, God wat mens kom word het. Bely dat jy sy oordeel verdien, maar dat hy sy genade oor jou wil uitstort. Bely dat hy jou sonde draer geword het. Moet tog nie glo wat die charismatiese kerke sê, dat Jesus sondaar geword het aan die kruis, dat hy 3 dae in die hel moes ly vir sy eie sonde, en dat hy die eerste een is wat weergebore is, om ons na Vader te lei nie. Watter lasterlike, bose gedagte. Die Here Jesus het die sonde draer geword. Die paaslam waarvan die Bybel praat. Ek vra vir jou, het jy al by die kruis kom kniel, en het jy al gevra, Here, was my in u kosbare bloed. Waarom is het belangrik dat ek vanmôre vir u hierdie saak moet sê, want Hebreërs 3 vers 7 sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Wie van u kan vir my waarborg dat u môreoggend gaan lewe? Daarom wil ek vir u sê, ons lewe elke dag. Een tree tussen ons en die dood. Daarom vandag as jy sy stem hoor, moenie jou rug draai op die waarheid nie, moenie sê, ag, hierdie kerk is te eng nie, hierdie kerk is nie verlig nie, vergeet die kerk, sê eerder, ek hoor wat God sê, ek staan onder hierdie oordeel van God, as Jesus nie my redder is nie, en wat moet ek doen? Ek werp my skuld op Jesus, die vlekloos lam van God. Die sware las van sonde dra hy, o salig lot. Ek werp my vloek op Jesus, 'n vloek geword vir my. Dis wat u en ek moet doen. Want u sien, hy is die een wat tot in alle ewigheid die eer sal kry, wat ons gekoop het uit elke nasie, taal, volk en stam met sy kosbare bloed. Vir hulle wat hulle bekeer tot die Here, is daar hier die belofte wat in Openbaring 3:21 en 22 opgeteken is. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die Here sê vir hierdie gemeente in Laodicea, al het ek niks goeds oor julle te sê nie, nooi ek julle nog steeds. Draai julle oor en bekeer julle. Want as julle nie bekeer nie, is daar 'n ewige oordeel wat voor lê. As julle bekeer, is daar 'n ewige heerlikheid wat voor lê. Hierdie ewige heerlikheid
as ons gaan kyk, verwys na die 1000-jarige vrederyk, waar die Here as meester sal regeer, en as u gelet het op die woorde, sê die Bybel baie duidelik, aan hom wat oorwin, ek sal hom mag oor die nasies gee. En hoor dit staan Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien en hulle wat daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie. En die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus die 1000 jaar lang. Ek het al dikwels vir die Here gesê, Here, net om eendag in u heerlikheid te wees. Al staan ek kilometers ver van u troon en ek kan net iets van u heerlikheid sien, sal vir my genoeg wees. Want ek weet ek verdien u hel en u oordeel. Maar wat sê die Here, ons sal saam met hom regeer. Ek weet nie wat behels dit alles nie. Maar ek wil jou vra, is jy een van daardie wat kan sê, ek is gewas in die bloed van die lam, ek word minder en hy word meer, en ek sien uit na daardie dag, dat ek saam met hom sal regeer. Ek sluit af met 'n verhaal wat ek vir u wil vertel. So tyd terug word Dr. John MacArthur nou, ek geniet baie sy prediking, Dr. R.C. Sproul, Sinclair Ferguson, jy kan die name so noem, manne wat regtig die woord goed en helder verklaar en verduidelik. Hy vertel dat daar 'n man en vrou in sy gemeente was, wat 'n seun gehad het wat gay was. Hierdie man het vigs opgedoen en was besig om te sterwe. En hulle vra vir oom MacArthur en sê, sal jy nie asseblief net 'n draai by ons seun gaan maak nie? Ons is so bekommerd oor hom. Hy het die evangelie geken, hy het die waarheid gehoor, soos u vanmôre die waarheid hoor, soos ek het gehoor het as jong man. Hy het sy hart verhard teenoor die Here, soos ek op 'n stadium my hart verhard het, en oom MacArthur vertel, hy gaan na die hospitaal toe, en toe die hospitaalkamer kom, toe staan al die gay en lesbiese mense om hom, en hulle praat praatjies, en hierdie man lê benoud in die bed. En MacArthur stel homself voor, en hy begin met hierdie man die evangelie deel. En hy sê vir hierdie man, ek kan jou nie red nie, maar daar is 'n God in die hemel wat jou kan red. Soek die Here terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. En hy het vir hom 'n Bybel gegee, en hy sê, die ander ouens het begin verdwyn uit die kamer uit, en hierdie jong man het begin roep na die Here. Hy het begin roep, en hy het sy sonde bely. En hy het gesê, o God, wees my genadig. En nou MacArthur vertel, na so tyd lank, toe is daar stilte, en hy praat met die man. En die man sê vir hom, ek glo, die Here het my siel gered. Hy is weg, met 'n dankbare hart, en hy het hom weer 'n paar dae later kom besoek. En toe kom hy agter, sy hospitaalkamer is leer, as wat dit voorheen was. Want ewe skielik het hy begin getuig, aangaande God se vrymakende krag in Christus Jesus, want u sien, as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel, jy kan in jou sonde bly aangaan nie. Hy het vir hierdie gay en lesbiese vriende van hom gesê, met hulle bekeer tot God, want God het 'n oordeel oor sonde. En wonderlik was dit gewees, toe hierdie man 'n paar maande later sterwe, dat hy hierdie man kon begrawe het, en ook kon praat oor God se goedheid, en sy guns vir die sondaar. Ek wil vanmôre vir u sê, ek staan nie hier voor u om vir ander mense vingers te wys nie. Ek staan hier om vir u te sê, die kerk het gefaal in sy taak en sy roeping, om die oplossing van sonde en vir sonde in hierdie land aan die wêreld te verkondig, naamlik Jesus Christus. Die kerk het gefaal, soos die gemeente in Laodicea gefaal het, om Jesus ereplek te gee, dat sondaars kan hoor, daar's 'n oplossing vir hulle in Jesus Christus. Ek wil nie 'n predikant wees wat die dag voor God gaan staan, en ek het vir my gemeente gelieg nie. Ek sien die kans daarvoor nie. Ek sal eerder die klappe en die stampe en die stote van mense vat, voor ek voor hom moet gaan staan, die een wat die Bybel sê, soos vuurvlamme het, en hy sy mond gaan 'n tweesnydende swaard, en hy sê, wat het jy gedoen met my mense? Daarom is ek vanmôre hier om vir u te sê, kom ons vra die Here, dat ons die aankondiging, wat na hierdie gemeente uitgegaan het, ook na ons eie gemeente sal rig, en sal vra, Here, hoe lyk ons as Benoni gemeente vanmôre?
Wat is die ware toedrag van sake? Here, is U die een wat hier geëer word? Moet ons nie miskien ook ons bekeer van sekere dinge in ons lewe en gemeente wat God nie behaag nie? Moet ons nie vanmôre opnuut sê, Here, terwille van U en U koninkryk wil ons die evangelie met alle mag en mening verkondig, want U beloof dat ons eendag saam met U sal wees. Hierdie is 'n geweldige waarskuwing vir myself gewees. Dit was 'n geweldige oproep toe ek deur hierdie gedeelte studeer en ek sien hoe ernstig die Here is oor sy kerk en oor die toedrag van sake. Kom ons vra die Here dat ons nie 'n gemeente sal wees wat God siek maak nie. Maar dat ons 'n gemeente sal wees waar mense weet, hulle kan hierheen kom om die blye boodskap te hoor, dat Jesus red. Mag ons jaloers wees oor ons verhouding met die Here. Mag ons alles in ons vermoë doen om dit rein en onbevlek te hou. Mag die Here genade gee dat hy nie buite ons gemeente staan en klop nie, maar die ereplek in ons midde sal hê. Mag ons gesindheid van so aard wees, dat ons nooit sal sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Maar dat ons eerder sal sê, buig my laar, Heer, laar, aan Jesus voet. Dis die ernstige boodskap wat uitgaan aan hierdie gemeente. Mag U en ek dit ter harte neem. Wegdraai van dit wat ons verkeerd doen. Ons oor rig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Kom ons bid saam. Vader, 'n mens kan amper nie jou indink dat dit die toedrag van sake was in een van hierdie gemeentes nie. Maar as ons die televisie aansit, die radio, die deursnee Christen sy gesprek hoor, dan besef ons dat Christus buite sy kerk staan. Ons akkommodeer alles en almal. Ons het die mees verwronge sieninge oor die Heilige Gees, oor Jesus, oor die Vader. Ons het die snaakste dinge wat ons deesdae sê en kwytraak. Ons vertel die leuen boodskap dat ons nie mag oordeel of beoordeel nie, want die woord sê kwansies ons mag dit nie doen nie. Terwyl U vir die Fariseërs en Sadduseërs gesê het, hulle is witgepluisterde grafte vol doodsbeendere. Ek pleit by U Vader dat ons nie van ander sal praat, terwyl ons eie harte voor U verwerplik is nie. Daarom vra ek vir U, van hier voor van myself tot daar agter op die galery, dat U ons sal heilig in die waarheid van U woord. Dat die kosbare bloed van Christus ons gedurig sal reinig van alle sonde, dat ons minder sal word en U meer sal word, en dat benou die gemeente bekend sal staan as 'n tuiste vir hulle wat uit die wêreld gered is, en wat hierheen kom om gelaaf te word deur die woord, om opdragte te ontvang, om uitgestuur te word, om getuie te wees, om werklik getuies te wees van Hom, wat ons oorgebring het van die duisternis na sy wonderbare lig. Hoe kosbaar is dit om U naam te noem? Daar is 'n naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Hy is die liefling van ons siel. Dawid sê, my siel is verkleef aan hierdie God. Waarom? Omdat hy my uit die diep moddersluik van sonde kom haal het. Omdat hy my voete op die rots Jesus kom plaas het. En daarom sal ek hom ewig dankbaar wees. En daarom vra ek U, Here, tot ek my laaste asem uitblaas, dat ek sal sê, so sê die Here, Here. Ek bid dit vir hierdie gemeente, ek bid dit vir hulle wat inskakel, dat ons nie nou kompromis sal aangaan nie. Dis nou die tyd dat die koring en die kaf geskei word. Dis nou die tyd dat ons die vaandel van die evangelie sal hoog hou. En mag ons deur ons getuienis mense na Jesus trek. Ons is nie beter as ander nie. Ons is anders. Omdat U ons kom nuut maak het. En daarom wil ons nie met 'n meerderwaardige gesindheid na sondaars gaan nie. Inteendeel, Here, buig my laar aan Jesus voet. Dat ek ook vir die sondaar wat vasgevang is in sonde, wat ook al sy sonde is, vir hulle kan sê, daar is hoop, daar is redding, en daar is bevryding in Jesus Christus. Ons bid dit in U naam, die naam bo alle name, en ons bid dit met dankseggings. Amen.